Ek wil so 'n bietjie aangaan by waar Henry laasweek met daai amazing boodskap wat hy met ons gedeel het. Terwyl ek hier sit en luister na wat Henry sê en hy met ons praat, beleef en ervaar ek sekere goeders en toe Henry begin praat oor be still and know that I am Lord. Toe begin dit so 'n bietjie ietsie binne in my stir. En ons het die afgelope, ek wil sê die afgelope 2-3 weke het ons 'n verskriklike verlies van lewe gehad. Nee, ons is 'n klomp mense naby ons. Ek dink is 4-5 mense wat in 'n kwessie van 2 weke wat hulle lewens verloor het. Party as gevolg van siektes en ander onder tragiese omstandighede. Mense wat net nie meer kans sien vir die lewe nie, wat hoop opgegee het, wat nie meer moed het nie. En ek besef, ek sê vir Karen in die week, ek begin iets raak sien in George, wat ons ervaar en beleef het van waar ons vandaan gekom het in Nelspruit, ons vorige gemeente. En in Nelspruit het ons baie keer 2 begrafnisse 'n week gedoen. En ek sê vir haar, ek ervaar dat daar is 'n tempo wat optel in George, van ons raak al hoe besiger en al hoe besiger en al hoe besiger. Ons dorp loop oor van mense wat invloei hiernatoe, want almal vlug van waar hulle vandaan kom vir die besigheid. Almal vlug van waar hulle vandaan kom vir die rush van wat aangaan. En almal dink as hulle hierdie kant toe trek, dan gaan hulle lewens rustiger raak. En dan kom mense land hierso, en dan kom hulle skielik agter, gata patata. George kan ons nie leef soos wat ons dalk geleef het waar ons vandaan kom nie. Dit raak al hoe besiger. En in die besiger raak die druk al hoe hoër. En hoe hoër die druk raak, hoe moeiliker is dit vir mense om te cope met wat aangaan in hulle lewens. En vir mense om te cope het ons coping mechanisms nodig om ons te help met dit. En verskeie mense gryp na verskillende goeders toe om te cope. Ek wil nie oor die mechanisms praat nie. Ek wil net praat vanoggend oor hoe besig ons lewens raak, hoe vol ons lewens raak en wat die effek van dit op ons lewens is. Hoe dit ons raak. Ek het so 'n paar maande terug het ek 'n boodskap gelewer oor om besig te wees, to be busy. En daar slim ouens gevat en hulle daai letters gevat en akronieme van dit gemaak en vir elke een van daai letters van daai woord het hulle 'n woord van gemaak. So dit gesê busy beteken being under Satan's yoke. Sê so 'n bietjie agter my aan, being under Satan's yoke. Dit beteken is om onder die juk van die vyand te wees. En die duiwelse manier hoe hy met God se kinders werk is altyd teenoorgestelde van hoe Jesus Christus met sy kinders werk. As jy wil weet hoe Jesus met sy kinders werk, dan gaan kyk jy wat sê Psalm 23. Psalm 23 leer vir ons die Here is ons herder. En wat doen hy met ons? Hy lei ons. Gaan kyk aan julle disipel of daai hele Psalm, dan gaan jy sien wat hy met die skape doen is hy lei hulle na waartoe hulle moet gaan. So as hy ons lei, dan moet die vraag wees, maar hoe werk die duiwel dan met ons? Hy jaag. Sê vir iemand langs jou, hy jaag jou. Hy jaag ons aan, ouens. Hy maak ons lewens gejaag, hy maak ons koppe se gejaag, alles is gejaag. Ons is die hele tyd besig. En ons roem ons daarin om vir mense te vertel hoe besig ons is. Amen. Ek kan nie by jou uitkom nie, ek kan jou nie sien nie, want ek is so besig. Ons kry nie tyd vir koffie of tee of koek nie, want ek is te besig. So in alle aspekte van ons lewens tel hierdie ding momentum op en ons raak al hoe besiger en besiger en besiger. En ons roem ons daarin, want ons dink dat ons is besig om te presteer. Ons dink ons performance, ons kry ons identiteit daarin en hoe besig ons is. Want ons wil tog net nie lyk asof ons niks doen nie. Net nie lyk asof ons lui is nie, nee. So party van ons hierdie kuns van om besig te lyk, het ons ook vervolmaak. Nee? Maar vir baie van ons is ons lewens besig
omdat ons hierdie element wat Henry aangeraak het laasweek, omdat ons dit mis. Daar's 'n plek en 'n posisie wat God se kinders in moet wees, wat ons nie in is nie. En dit is in die rus van die Here. Dis hoekom hy ons geroep het om be stil, raak rustig. Kalmeer so 'n bietjie al hierdie stemme in jou kop. Kalmeer so 'n bietjie al hierdie planne wat jy het, al hierdie drome wat jy het, al hierdie goeders wat jy jaag, want as ek sê ons is besig, en ons is nie noodwendig altyd besig met negatiewe en slegte goed nie. Die feit dat ons besig is, verhinder ons dat ons nie op 'n plek kan kom waar ons kan stil raak en in die rus van die Here inbeweeg nie. En dis een van die belangrikste goed wat Jesus ons geleer het vir hoekom hy gekom het, is sodat ons in sy rus in kan kom. En ek wil hê jy moet gehoor hoe beskryf die skrywer in Hebreërs, maak jou Bybel vir my oop, Hebreërs 4. Ek wil hê jy moet hoor hoe wat sy klem plaas hy op hierdie rus van die Here. Hebreërs 4. Hierso van vers 1 af sommer. Hy sê laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog nie stand hou, dat ons nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig soos net aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle by die hoorders nie wyk Satan, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat glo, gaan die rus in soos hy gesê het, daarom het ek in my troon gesweer dat hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy woede van die grondlegging van die aarde af volbring was. Want hy het erns met die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hy praat hier van die Israeliete, wat nie wou luister toe God met hulle praat nie. Hulle wou nie in sy rus ingaan nie. Hulle het die hele tyd gekarring en hulle was die hele tyd besig met dingetjies en met goedjies gewees. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingegaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val. Hoor wat sê hy laaste gedeelte daar? Hy sê beywer julle om in daai rus in te gaan, sodat dieselfde nie met julle gebeur is wat met die Israeliete gebeur het, toe hulle nie in God se rus ingegaan het. Daar duisende mense doodgeslaan, as gevolg van, omdat hulle ongehoorsaam was. Hy sê, daar is vandag nog 'n rus, wat wag vir die kinders van God. En daai rus is gesetel, binne in Jesus Christus. Kyk wat sê Jesus self hiervan. Blaai gou saam met my na Matteus 11 toe. Hierdie ene ken julle baie goed. Hier van vers 28 af. Julle ken hom baie goed. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle, sê so 'n bietjie harder, rus. Sê vir iemand langs jou, rus. Hy nooi ons uit en hy roep ons na hom toe, die wat vermoeid en belas is, en hy sal vir ons rus gee.
Hy sê verder: Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Julle sal rus vind vir julle siele. Waar is jou siel? Is jou denke. En ouens, waar hou die duiwel jou en my die besigste? Is hier in ons koppe. Jou gedagtes, jou denke is 'n fabriek wat die hele tyd goeders vervaardig om jou besig te hou. En is gewoonlik goeders wat jou angstig en jou vreesagtig maak. Want ons bekommer ons tog oor alles. Amen. Ons worry oor alles. Maar van ons dra laste van die lewe, van die moeilik, van die swaar, van die seer, van die teleurstellings. Ons dra daai laste op ons en nou roep Jesus ons en hy sê, hey, kom na my toe, sodat ek vir jou rus kan gee vir jou siel, dat jy hierso 'n bietjie pause kan druk. Sê so 'n bietjie pause. Wie van julle onthou nog die videomasjiene? By julle is die VHS of die Betamax videomasjiene, nee. Jy kon nog fast forward en jy kon rewind en jy kon pause op hy ding, nee. Nou miskien is jou lewe soos myne. Maar as my kop hier binnekant besig raak, dan hol hy met my weg. En wat die Here vir ons sê, is ek en jy moet die vermoë om te kan pause, om te kan stop, sodat ons 'n bietjie nugterheid kan kry oor wat is besig met ons te gebeur, en dat ek en jy kan raak sien, wie is besig om ons so aan te jaag. Want ek wil weet, hoekom is dit vir die duiwel so belangrik om my aan te jaag? Hoekom? Jy sien die oomblik wanneer jy gelei word, dan het jy tyd om met nugterheid te sien wat besig is om jou aan te gaan. Ek kom uit die Bosveld het en daar waar ons was, is daar 'n klomp boere gewees wat beeste gehad het. En is amazing om te sien hoe dat jy 'n bees in 'n kraal kry en hoe dat hulle 'n skaap in 'n kraal kry. As jy bees in die kraal wil kry, dan word hulle aangejaag. Ek weet nie of julle dit al gesien het, jy al hierdie cowboy movies gesien het, as jy nog nooit op 'n plaas was nie. Dan sien jy hoe jaag hulle hierdie beeste aan. Die probleem is as jy 'n bees aanjaag, en hierdie chommie hier langs hom sien, my video is besig om te hol, dan besluit hierdie een, nee, maar ek wil saam met hom hol. En as jy jouself kry, dan jy naderhand hierdie groot stampede, praat hulle van in Engels, ek weet dit is in Afrikaans nie. Jy het hierdie groot groep diere wat in een rigting saam met mekaar aanvoeter, en hulle weet nie regtig waartoe hulle op pad is nie. En in die gehardloop, is daai diere besig om 'n klomp stof op te skop. Het julle al gesien? En in die opskop van die stof, het hierdie diere wat agter is nie idee waartoe hulle hol nie. En dan sien jy hoe breek hy beeste elkeen in hulle verskillende rigting, want hulle wil uit die stof uitkom. En hierdie een voeter hierdie kant toe en daai klomp voeter soontoe, en elkeen wat soontoe voeter sleep 'n ander klomp saam met hom agterna. En in dit trap hulle binne in gate, hardloop hulle deur heininge, hulle kry seer, hulle is aan flarde, en dan kom hulle in die kraal aan, en dan kan die ouens nie verstaan hoekom lyk die beeste so nie. En dis wat met jou en met my gebeur. Ek en jy kom op die einde van ons dag, nadat ons 'n dag geleef het, aan die einde van 'n week, aan die einde van 'n maand, aan die einde van 'n jaar, en jy neem so 'n bietjie stok van jou lewe, en dan verstaan jy nie meer hoekom jou lewe so in stukke is. Dan besef jy, maar weet jy wat, dis dalk omdat ek gejaag was, en nie omdat ek gelei was nie. En kan julle onthou wat sê Johannes 10, wat is die duiwel se werk nou weer? Kan julle onthou waarvoor het hy gekom? Steel, slag en verwoes. Jy sien, Petrus leer ons in 'n gedeelte, 1 Petrus 5 maak hy hierdie stelling, hy sê, daarom moet ons nugter en wakker wees. As jy gejaag word, kan jy nie nugter wees nie. Jy kan nie oplet en sien wat is besig om jou te gebeur nie, want jy's so in die momentum, jy's so oorweldig deur jou besigheid en deur jou lewe, dat ek en jy nie tyd het om nugter te kyk na wat is besig om met ons aan te gaan nie. Jy kan nie evalueer nie. Jy kan nie raak sien waar is die vyand en waar is God in jou storie nie. Jy kan nie raak sien wie is die mense wat jy moet vertrou en wie is die mense van wie jy af moet wegbly nie. Jy kan nie sien waar is die gevaar en jy kan nie sien waar is die hulp nie. En daai strategie van die vyand werk vir eeue heen verskriklik effektief. En almal van ons wat hier sit,
se lewens het skaars. Ons het letsels, ons het littekens van daai gejaagdheid waar ons deur die drade is, in die gate getrap het, waar ons met klippe gegooi is en waar ons seer gekry het. Almal van ons se lewens. En vanoggend wil ek vir 'n oomblik net stil staan by wat is die direkte effek van dit op jou en my lewe waar ons vandag is? Hoe raak dit jou en my elke dag se lewe? Jy sien, want in ons gejaagdheid, in ons besigheid, in ons being under Satan's yoke, is ons besig om die belangrikste goeders in ons lewens te mis. En as 'n gedeelte van daai stukkie van Psalm 46 wat sê, be still and know that I am Lord, is daai eerste woordjie wat sê, be. Just be. Om te wees. Wat dit is om te wees. William Shakespeare het in een van sy plays, het Hamlet, die prins, het hy nadat hy verskriklik mismoedig en teneergedruk is, van sy ma het gesterf, van sy pa het vinnig weer getrou, en die lewe se storms het hom onder begin kry, het hy hierdie stelling gemaak, en almal van julle het dit al gehoor, waar hy gesê het, to be or not to be. Sê vir iemand langs jou, to be or not to be? Sy vraag was, om te lewe, of om nie te lewe nie. Jy sien, as Christus vir jou en vir my die lewe in oorvloed kom gee, dan beteken dit is wat die verwagting is. Dit is nie wat van sy kant te verwag nie, maar dis wat ek en jy moet verwag. Ons moet verwag dat ons moet lewe. Dat ons die blydskap, die joy van die lewe binne in hom moet deel van ons lewens wees. Dat dit wat hy vir ons gegee het, moet ons kan geniet. Maar party van ons is so besig dat ons nie dit wat ons het kan geniet nie. Ons kan nie waardeer wat ons het nie. Want ons is so besig om oor die spyt van gister en van wat ons gedoen het en wat ons gemis het en verkeerde keuses, ons is so besig om op dit te ponder, of ons is so besig om ondankbaar te wees vir waar ons nou is en wat ons nou het, of ons is so besig om te sit en wag vir die volgende groot ding en die volgende avontuur en die volgende deur wat gaan oopgaan, dat ons as kinders van die Here nie verstaan wat dit is om te be nie. Wat dit is om te leef in die rus van die Here nie. En dis hoekom die Hebreërskrywer ons waarsku en sê, pas op dat julle nie sy rus mis nie. Want as julle nie in sy rus is nie, gaan die Satan vir jou jaag tot by oom Dantjie se kallerkraal en terug. Hy gaan vir jou steel, hy gaan by jou roof en hy gaan by jou slag. Kom in sy rus. En ek wil vir jou Ek wil vir jou ietsie lees vanoggend. Net dat jy 'n idee moet kry van hoe werk die vyand se strategie wanneer dit kom by om so besig te wees. Dis 'n gedig wat iemand geskryf het. Maar dit is nog nie daai een in die joke, maar jy kan maar so lank gaan, dankie Boeta. Dis 'n gedig wat iemand geskryf het oor hoe hy dink hoe die duiwel se strategie uitgespeel het, as hy dit sou neerpen. Julle moet my verskoon ouens, hierdie foon van my is bietjie stikkend, man, die letters is baie klein. So ek probeer my bes, ek leef so bietjie in ontkenning, maar my arm het nog afstand oor. So, yes, wat sê die ouens nou almal hier? Ek soek 'n nuwe foon, ja, nie 'n nuwe bril nie, dankie, nee. Okay. Hoor so 'n bietjie hoe gaan hierdie gedig? Of hierdie opstel. Satan called a worldwide convention of demons. In his opening address, he said, "We can't keep Christians from turning against God. But we can distract them from God. Let them go to church, but let us steal their time so they don't have time to develop a relationship with Jesus Christ. This is what I want you to do," sê hy vir die demone.
distract them from maintaining that vital connection with Jesus throughout their day. How shall we do that? The demons ask. Keep them busy in the non-essentials of life and invent innumerable schemes to occupy their minds. Overstimulate their minds so that they cannot hear the still and small voice of God. Entice them to play the radio or the iPod whenever they drive, to keep the TV, DVDs and CDs in their PCs going, and break that union with Christ. Pound their minds with news 24 hours a day. Flood their mailboxes with junk mail, mail orders, catalogs, and every kind of newsletter and promotion offering free products, services, and false hope. Let them stand in lines for long hours, waiting on their cell phones, reading the Harry Potter books, forgetting about God. Let them be seduced by glitzy advertising that will lure them away from God. Fill their world and their minds with trash so that they will not hear from God. Tempt them to spend, and to borrow. Persuade the wives to go to work for long hours and the husbands to work 6 to 7 days a week, 10 to 12 hours a day, so they can't afford their empty lifestyles. Keep wives and husbands too tired to love each other. Sure. Give them headaches too. If they don't give each other the love they need, they will begin to look elsewhere. That will fragment their families quickly, keep them from spending time with their children. As their families fragment, soon their homes will offer no escape from the pressures of work. Keep skinny, beautiful models on the magazines and TVs so that they will believe that outward beauty is what's important and forget that loving God and your neighbor is what really matters. Give them Santa Claus to distract from teaching their children the real meaning of Christmas. Give them an Easter bunny so that they won't talk about the resurrection and power over sin and over death. Even in their recreation, let them be excessive. Let them think that attending a sports event is more important than keeping the Lord's holy day. And teaching that sports stars, treating them as their bishops. Keep them too busy to go out in nature and reflect on God's creation. Keep them busy. It will work. Is dit nie waar nie? Dis presies die vyand se strategie met ons. En dis hoekom die Here ons waarsku en vir ons sê, kom in my rus. Kom op daai plek waar jy op my rusbank gaan sit. En as ek dit sê, is daar 'n belangrike punt om te onderhou, ouens. Daar's 'n groot verskil tussen 'n rusbank en 'n lazy boy. Amen. Dan party van ons as ons rus hoor, dan dink ek, hey, skoene uitskop agteroor, lekker. Die Here gaan alles vir my doen. Dis nie wat dit beteken nie. Ek en jy het werk om te doen. Ons kan nie wegskram van die verantwoordelikhede van die lewe nie. But is that over excessiveness wat ons dryf? Dis daai gejaag wat ons het om vir ons kinders beter te wil doen, om beter te sorg as wat ons ouers vir ons kon gedoen het. Dis daai identiteit wat ons vind binne in die feit dat ons so hard werk en dat ons soveel ure insit. Dis daai goeters wat hy van praat. Dis wanneer jy in jou dag nie genoeg tyd het om stil te raak en by die Here te kan hoor
waantoe lei U my nie? As jy nie jou dag daai tyd het nie, ouens, is dit duidelik nie die Here wat met jou besig is in jou dag nie. Jy's besig om gejaag te word deur iemand anders. Jy's besig om gejaag te word deur iemand wat 'n strategie en 'n plan het met jou lewe om te steel, slag en te verwoes. En vir my hier waar ek sit, is dit die moeilikste ding om te sê nee. Dis die moeilikste ding vir my om rustig te raak en om my gedagtes bymekaar te trek. Want ek wil besig wees. Ek het goed wat ek wil behaal, ek het drome, ek het hierdie ligkastele wat ek gebou het. Ek was so 34 jaar oud gewees, toe land ek in die ICU in Springs. My pa het daai tyd nog in Springs gebly. Ek en Karen se pad na 'n trou toe en op pad soontoe kry ek hierdie krampe op my bors en ek voel, Here, ek is besig om nou te sterf. En al wat ek kan onthou is iemand het gesê as jy ooit so ietsie voel, moet jy 'n Disprin drink. En ek sê vir Karen, stop net iewers hier by 'n Ultra City, laat ek net 'n Disprin in die hande kry, nê? Nou het ek die Disprin onder my tong en nou begin my kop met my weghol. Want so 3-4 maande voor dit, toe's my oupa op Kersfees op die toilet het 'n hartaanval gekry. So daai ding spook toe nog in my kop. Nou kry ek hierdie kramp in my bors en my arm brand en ek dink, o, Here, hier gat ek. En ek gaan lê agter in die bakkie en Karen jaag om ons by die hospitaal te kry. En toe ons daar kom, wag jy ouens aan met 'n trolley. Jy voel soos jy voel soos hierdie ouens wat met 'n F1 kar daar in die pitstops inkom, nê. Jaag jy op die trolley binne in die ICU en nou plak hulle jou vol stickers en goeders en hulle sit toetse en monitors en is piep piep poep poep en is iets verskrikliks. En nou raak jy al hoe meer angstig en hoe angstiger jy raak, hoe meer skree daai masjien, nê? Lang storie kort. Ek leer hulle doen die EKG's, hulle doen die toetse, stuur my terug Nelspruit toe. En ek is daar en hulle sê vir my nee, my kroonslagaar vernou, maar hulle moet 'n stent vir my insit. Dan dink ek, Jesus Here, hoe's dit moontlik? Ek is gesond, ek is fiks, ek is besig. En hulle doen die stent en toe hulle die stent insit, toe sê die dokter vir my, "Skus Dion, daar's 'n fout, daar's niks fout met jou hart nie. Daar moet iets anders fout wees." En hulle stuur my en hulle laat my kamera sluk. Die kamera sluk, toe sien hulle ek sit met so 7 maagsere. En die dokter was 'n huisvriend van ons gewees. En ek sê vir hom, "Attie, nou wat is hierdie storie met die maagsere?" Hy sê, "Dion, is stres." Ek sê, "Ag, jy's laf man, stres." Ek sê, "Ek gee stres, ou boet, ek kry nie stres nie." Baie wintie. Want ek het my daarin geroem dat ek vir God hard werk. Ek was verskriklik besig geweest met die werk van die Here. En ek was baie suksesvol daarin geweest. En ek lê op my bed en ek begin met die Here redeneer en ek sê ek verstaan hierdie ding nie. Ek doen jou werk, ek is besig om myself af te sloof vir jou. En kyk wat gebeur. Nou sit ek met hierdie stres ding. Nou wil hy my afboek vir 'n maand. Nou sê ek vir hom, "Attie, wat gaan jy op my brief skryf?" Hy sê, "Nee, ek gaan skryf stres." Ek sê, "Jy's gek. Jy kan skryf ek het aanbye, maar jy gaan nie skryf ek het stres nie." Want dit is 'n vloekwoord. As mense met hoor ek kan nie stres handle nie, wat gaan hulle van my dink? Hy sies tog, hy's 'n loser. Hy's toe nou nie so sterk soos wat hy gedink het nie. So nou kom lieg die duiwel vir my met daai ding. Want ek het vir so lank in my lewe nie in die rus van die Here geleef nie. Ek het geleef op my performance, ek het my identiteit gekry het deur hard ek gewerk het en hoe mense vir jou vertel het hoe oulik jy is omdat jy so hard werk. Want as jy fout wat jy maak, jy begin naderhand glo dat mense vir jou sê of wat hulle vir jou sê. Nou bel iemand jou en dan sê hy vir 'n hoor die ons moet dringend by jou uitkom met jou gesels. Ek het jou nommer by hierdie ou gekry en hy het vir my gesê, "Man, as daar een ou is wat jou kan help, is dit jy." Nou weet ek het nie tyd in my week nie. Ek weet ek moet by my vrou en my kinders uitkom. As ek vir hierdie ou ja sê, gaan ek vir my vrou moet nee sê vir iets. Wat doen ek? Ek sê vir daai ou met sy probleem, sê ek ja. En ek is besig om my vrou en my kinders in hierdie proses te verloor. En ek slaan myself al hoe meer en meer, want ek sien hoe dat ek besig is om te verdrink in hierdie besigheid. Maar die duiwel vertel my, well done. Dion, jy doen vir die Here groot werk. Want jy weet, ek kan vir jou met waarheid ook kom lieg, nê? En dis hoe ons storie hiernatoe gelei het, dat ek gesê het, Here, ek kan nie meer so aangaan. Ek kan nie dat my vrou en my kinders die prys wees, wat ek op daai altaar neersit, vir my ego, vir my roem, vir my sukses, want dit is wat ons doen. Hierdie gejaag in ons lewens, ouens,
jy het 'n altaar wat jy offers voor moet neersit. Of op God se altaar of is op hierdie altaar van jou gejaagdheid, from this busyness. Hierdie offer vra die Here, gee my net jou lewe. Hierdie Satan se offer is, give me everything that is valuable to you. Jou vrou, jou kinders en jou gesondheid. En so stupid soos wat ons is, we pay this willingly. En dis wat ek raak sien wat besig is om in ons dorp te gebeur. Ek sien hoe dit ons mense spook en spartel om dit te maak. En ons laai al hoe meer druk op ons en ons is besig, ons dink hoe besiger ons is, hoe meer gaan ons uit ons moeilikheid uitwerk. Hoor vandag goed dat hy met ons praat en sê, kom in my rus in. Daai stukkie in Matteus 11, waar Jesus van praat, hy sê, kom neem my juk op julle. Get rid of Satan's yoke on your life. Being under his yoke will destroy you. It will destroy everything that has got value to you. Maar as ek onder sy juk inkom, dan gaan ek die lewe en die lewe in oorvloed ervaar. Ek wil klaarmaak om vir jou 'n storie te lees wat ek hierdie week wat iemand vir my wat ek raak gelees het. En dis vir my een van die kragtigste en ek hoop ek kan deur kom sonder om myself te verstrengel. Maar is vir my een van die kragtigste uitbeeldings van wat met ons gebeur wanneer ons so besig is. En wat met ons gebeur en wat is die prys wat ons daarvoor betaal. So ek gaan vir jou hierdie stukkie lees, ons gaan dit op die bord sit. En ek wil hê jy moet jouself verbeel. Ek dink baie van julle kan dit regkry. Ek wil jouself verbeel terwyl jy saam met my hierdie storie lees. Is hulle reg, Jacques? En dan lees jy dit gou saam met my. I am 85 years old, and somehow I woke up in my 36-year-old body, just for one day. This time, I knew what to treasure. I hear a tiny voice before I open my eyes. Mama, wake up. I blink. He's standing there, bedded, pajamas, pants too short, my little boy. He's small again. He climbs into bed with me, laughing. He wraps his arms around my neck. I used to check the clock, rush the morning, but not today. Today, I will hold him tight, long and deep. I walk to the mirror. No grey, no wrinkles, no aches in my knees. Just me, 36, tired but strong. I whisper, you don't know how radiant you were, but you were. My husband's in the kitchen making coffee. He smiles when he sees me. Younger, softer, so familiar. I wrap my arms around him. This time, I don't let go so quickly. We used to rush past each other. Today, I hold him close and whisper, thank you. The kitchen floor is sticky, Legos underfoot, socks on the counter. I used to sigh, feel behind, get frustrated, but now I stand still and just soak in it all. My little son chatters all through breakfast. Stories about superheroes and questions about monsters. This time, I listen. I really listen. No phone, no distractions, just him. And his beautiful, curious voice. In the car, he sings loudly, kicks the seat, spills his snack, and I used to snap. Now I smile and enjoy the moment. Because one day, that seat will be empty,
and I'll miss that voice. In the evening, I pick up the phone and I hear my mom's voice. Tears fill my eyes before I said a word. I forget how much comfort lives in her voice. We talk about nothing, the weather and what she's cooking, but it means everything. I tell her that I love her again and again, and I don't want to hang up. At bedtime, I didn't rush. He picks up his favorite superhero book, the one that I've read hundreds of times. Tonight, I read every single word slowly. And I ask, one more? He nods. And I don't want this night to end. He whispers, "You're the best, Mom." And I hold his small hand, kiss his soft cheek, whispers how proud I am. His lashes flutter, his chest rises and falls, and I just watch, soaking it in. Tomorrow, I'll wake up at 85 again, and he'll be grown, busy, bigger, out in the world. But tonight, I got this precious moment, and now I know this was joy, this was love, this was everything. Dus wanneer jy stories soos hierdie lees, wanneer jy hoor dat wanneer jy eendag oud is, as daar soveel mense wat sê, plaas het ek maar. Plaas het ek meer tyd spandeer. Plaas het ek meer tyd gemaak. Plaas het ek 'n bietjie rustiger gewees. En hierdie storie gryp my want ek weet nie of julle ouens se fone het dit ook seker, maar Google het elke jaar, dan gooi vir jou wat het die vorige paar jare gebeur, dan gooi mos vir jou daai foto's uit. Hy storylines maak hy vir jou. En hy gooi vir my storielyne uit van wat 10, 15 jaar terug, waar ek met my kinders besig was, en dan sit sulke video's. En ek luister van daai video's. En ek hoor hoe ongeduldig ek met my kinders was. Ek hoor dit op die video. Hoe jak ek hulle af. Sarkasties ek, hoe ongeskik is ek, want ek is besig, ek het net hierdie bietjie tyd. Omdat ek besig was. Verskoon my ma. Met die goed wat die afgelope paar weke gebeur het met hierdie mense wat so afsterf, dan dwing daai goed jou so bietjie tot nugterheid. Ruk jou bietjie terug na dit wat saak maak toe. En jy moet vandag hierdie ding hoor. God se behoefte en sy begeerte is nie dat jy oneindige ure saam met hom spandeer nie. God se begeerte en behoefte is dat ons die mense om ons sal lief hê soos wat hy ons lief gehad het. Dis hoe ons tyd saam met hulle spandeer. My naaste is nie die ou saam met wie ek werk nie. My naaste is nie die ou wat saam met my rugby speel nie, wat saam met my kuier nie. My naaste is die mense in my huis. Dis hy vrou van my. Dis my kinders. En dis wat ek vandag by jou wil los, en ek wil vandag vir jou sê, hoor as die Here met jou praat, en as die Here vir jou sê, be still and know. Raak in my rus verslaaf. Soek my rus dat jy jou dag inrig, waar jy tyd het vir my, waar jy tyd het vir jou vrou, en tyd het vir jou kinders. Ek sit met 'n man hier by ons gesin, baie lief vir die Here, en ek en Karen is besig om 'n bietjie tyd saam met hulle spandeer. En hy en sy vrou is bietjie nikkerig vir mekaar. En
Hy sê, Dion, hy sê ek is so kwaad, hy sê ek is so ontsteld, want hy sê ek voel nie my vrou sien raak wat ek doen nie. Ek werk hard, ek werk ekstra ure, ek sit in, maar ek voel nie sy sien wat ek doen nie. As ek uitgaan, dan hoor ek nie by haar, of ek kom terug, sy sê vir my dankie, ek waardeer dit nie, ek smag dit. En sy draai met sy kyk, sy sê vir my, wie wat ek worry nie oor daai goed nie. Sy sê ek soek jou net by my. Ek wil jy moet meer tyd saam met ons en met die kinders spandeer. En dis dan wanneer jy hoor what really matters. Wat is regtig joy? Ouens, dit kan ons net kry in Christus. Hy is ons vredevors. Toe hulle die aankondiging gemaak het oor wie hierdie seun gaan wees wat vir ons verlossing bring, een van sy benamings was, hy is ons vredevors. En dis wat ek jou wil nooi, dis wat ek jou wil uitdaag, vir jou wil sê, hoor vandag as die Here met jou praat, pas op dat jy nie sy rus mis nie, you will pay a price, and it's going to be a dear price. Staan saam met my asseblief. Ag, my idee is nie om jou sleg te laat voel of jy op 'n guilt trip te sit nie. Ek dink dit is net dat ons 'n bietjie rou praat oor die goeters wat regtig saak maak, ouens. En ek dank die Here, ek het die geleentheid gehad om by my kinders te kan gaan sit en te kan gaan verskoning vra. Vir dit sê ek is jammer, vergewe my. Maar is nog steeds nie lekker as ek vandag terugkyk en ek sien hierdie groot harige laaitjie van my, wat soos 'n gorilla lyk. En ek mis toe hy daai klein seentjie was, en Sinead daai klein dogtertjie was, en Jordan daai klein pokkeltjie is wat rondgehol het en die hele tyd het geskree daddy daddy, en ek wil nie myself aanhou slaan omdat ek van daai oomblikke gemis nie, want in dit weet ek was 'n goeie pa. Ek het goeie dinge gedoen, ek het tyd gemaak vir hulle. Maar wat dit my leer is dat dit wat ek het vandag om te kan doen en wat ek het om vandag te kan gee, moet ek gee. Die vyand wil vir my lieg en hy wil my laat skuldig voel oor dit wat ek verloor het. Maar ek eer die Here dat hy die God van tweede kansse is. Dat hy my God is wat my kans gee om nou met my kinders en met my vrou 'n beter verhouding te hê as wat ek gedink het ek kon gehad het. Dus ek het vandag tyd om te druk. Ek het vandag tyd om langer te luister. Ek het vandag daai tyd, want ek maak dit. Want dit is vir my belangrik genoeg. En dit is wat dit is om werklik die Here Jesus Christus te dien, ouens, is om aan daai goed aandag te gee. So ek gaan jou vra daar waar jy is, steek net jou hande so 'n bietjie op saam met my, maak jou oogies toe. Verskoon my as ek nou so 'n bietjie snot terugklink. En dis dit jy is en jy voel vandag, jy sê ek het tyd gemis, ek het dit gemis, ek het te veel gejaag, ek was te besig. Here, die wonderlike genesing wat U vir ons gee, lê in belydenis. Dit is net om te sê, Here, ek is so jammer. Kom herstel net, kom maak net heel. Ag Here, 'n party van ons mense wat hier sit met verhoudings wat vandag nog skade ly as gevolg van ons besige lewens. As gevolg van omdat ons so gejaag was, Here. En ek bid as daar sulke verhoudings is wat seer gekry het, wat skade gelei het, dat U ons sal help om daai verhoudings te kan herstel. Help ons om terug te gaan na daai mense toe, om uit te kom by hulle en te sê, man, vergewe my, ek is jammer. Miskien is daar van ons hier wat hier sit vandag, wat ons is die slagoffers van paas en maas wat te besig was, mense wat te besig was wat belangrik is in ons lewens, mans, vrouens. En daarom besef ons net vanoggend, Here, hoe belangrik is dit om in U rus in te kom. Heilige Gees, U wat ons vertrooster is, U wat ons helper is. Help ons om die handbriek op te trek. As jy is, vra vir hom, Here, help my om die handbriek op te trek in my lewe. Waar ek so besig is om nuwe projekte aan te pak. Ek is besig om uit te brei, ek is besig met nuwe planne, ek is besig om beter te wil voorsien.
Heilige Gees, help ons om te stop. En help ons om te kyk, wat is dit wat ons betaal? Wat sit ons op die altaar vir hierdie goed wat ons dink ons mee beter gaan voorsien? Heilige Gees, kom wys ons, Here, die van ons wat se lewens besig is op ander maniere. Ons is miskien sosiaal verskriklik besig. Ons kuier, ons het pelle en ons het parties en ons het dinge. Here, help ons om te wys, wat is ons besig om op te offer vir dit? Lord, we want to come into your rest this morning. Come into your rest. Dis iets wat ons in moet beweeg. Dis nie iets wat net op ons val nie. En as dit jy is vanoggend, dan vra jy net, Heilige Gees, help my om in daai rus van God in te kom. Daai rus dat ek tyd het vir dit wat saak maak.